Die padstalmanne het wil vir jou voorspoed toewens en Jan Hendrik gaan vir jou iets sê. Libby, sterkte man, ons flip hom op die allerbeste en druk van 16-3 in, hè? Daar is hy. Daar is hy. Môre kyk ons op 'n baie groot skerm, spesifiek Sondag. Ja, Sondag op die groot skerm hierso. Hier by Padlangs. By Padlangs. Toe die nuwe Padlangs gaan lyk. Hy gaan Sondag as julle speel, gaan hy reg wees vir die grand opening. En ons gaan lekker hier kom kuier. Hier heers 'n feestelike stemming op Amanyani. Dit is nou enige oomblik Olimpiese spele openingsseremonie. Die hele Amanyani is hier teenwoordig. Daar is Suid-Afrika se span. Waar's Libby? Albanië. Jy sien hulle het Suid-Afrika onder Frans Afrika die Soet gesit. Dis kom ons voor in die ry is. As hy, ons check in. By ou Artambo. Ek vat vir professor iewers heen. Ek vat haar Parys toe. En is ons op pad. France, Le France. Ja, maar ons gaan nie met hierdie ou vervelige Virgin vliegtuigie vlieg nie. Ons vlieg met Air France. Le France. Ons monster waarmee ons gaan vlieg. Hoor hoe mooi praat die Frans mannetjie met ons. À Paris, le temps est à la pluie ce soir, il devrait faire beau dans la nuit. Wil jy iets sê, my skat? Jaloux les Français. Wow. Is dit my liefste? Ek dog is in Luga, toe kom ek agter is 'n toilet sitplek. Gaas en wyn. Gaas en wyn. Wat is champagne? Oorseese ervaring? Ek het social anxiety. Ek gaan baie met vreemdelinge daar aan die kant kry en ek mag geen geweer saamvat nie. Ons kyk 'n movie. Wat? Cheers. Dagbreek in Frankryk. Hallo Frankryk. Hallo Charles de Gaulle. Hallo Parys. As hy, ons het grond gevat. Ons breek. Hoor hoe mooi praat hulle Frans met ons. Votre salle d'arrivée est située au terminal 2, vol 4. Conservez vos bagages, ceux-ci vous seront délivrés sur le carrousel. Hallo Charles de Gaulle lughawe. Hallo Parys. Hallo Frankryk. Aha, kyk waar is ons. Hallo professor. Ons wag vir ons Uber. Na vele misverstande. Die bly Uber drywer kan nie Engels praat. So ons kon nie vir hom sê waar is ons nie. Ons is by kamer 503 by die F1 Hotel in Saint-Denis. Dis hier by die stad de France. En ja, tot dusver lyk Parys net soos Johannesburg. Forsburg in Johannesburg omtrent. En ek het nog nie 'n wit gesig gesien nie in Parys vandag nie. Hier is nou Saint-Denis in Parys, voorstad. En wat ek sien van Parys tot dusver is, dit lyk net Johannesburg. Presies dieselfde. En net soveel swart as ook. Jy sien 'n wit gesig hier so op hierdie plek. Hier is darm blommetjies. Hallo. Hallo. Hier is ons by 'n kafeetjie
Sommer hier naby die Stade de France. Professor en Willem het hier by ons aangesluit. Ons het koffie bestel, nou bring hy vir ons 'n halwe koppie koffie aan. Maar professor like dit, hoe sterker hoe beter. Wat se hoed het 'n Frans mannetjie vir professor gegee. Hey. Hier by hierdie restaurant. Hier in Frankryk is champagne so normaal soos koffie in Suid-Afrika. Vive la France. Merci, vive la France. Vive la France. Vive la Springbok, les Springbok. Vive la France. Die duurste fucking ontbyt in my lewe. R6.000. Lewe hier in Frankryk van al die straatkafeetjies. Sommer net 'n oulike straathoek hier naby die stadion. Baie klein straatkafeetjies en dinge. Daar duisende polismanne. Nee, ons geniet dit hier in Frankryk. Lekker straatkafee vibe. Hier gaan ons die Stade de France binne. Blok J4, ry 25. Sitplek nommers kan ek nou nie onthou nie. Sal dit nou weer opkyk. Hoor hoe mooi praat hulle Frans met ons. En ek sê jou, hierdie plek lyk net Suid-Afrika. Daai lyk soos die Kaapse Klopse. Ons is nou hier. Ons is hier. Wat sê jy? Suid-Afrika gaan wen. Labbe! En hoe voel jy? Trots. En hoe voel jy om hier te wees? Gelukkig. Happy. Die eerste wedstryd van die toernooi Ierland teen Groot-Brittanje. Sy, daar is ons meisies op die veld. This is our second match of En hier's 'n Rugby 7 Suid-Afrikaanse ondersteuner. against South Africa. Let's count down. Mesdames, messieurs, il va pour le compteur pour tous ensemble sur les écrans. Is Libby op nommer 1. Is dit Brazil teen Frankryk voor 'n erg patriotiese skare en hulle pomp lekker ryk musiekie uit. Die skare die raak mal. Brazil word maar flou ontvang deur die skare. Oui, s'il vous plaît, pour accueillir l'équipe de France.
Franse patriotisme. Die Franse skare is lief om te sing, hoor. En die Franse kan party, hoor. Die Franse hou sommige sulke straatpartytjies hier langs die stadion. Place à la compétition de l'Afrique du Sud. Avec la numéro 1, Libye Alto. Numéro 3, Ayotla Malika. Numéro 7, Maria Kies. Maar kom ons span! Teen Ierland nou, met Ire. Bon match à tous. Welcome to Stade France. So lyk Parys se naglewe as die stadion uitkom. So lyk dit en so klink dit. Kom die stadion uit. Stade France. Daar is 'n moerse party hier langs die stadion, hoor. Die Franse kan party hou. Ons het nou hier by 'n restaurantjie kom sit. Maar dit klink so Soweto. Kijk wie loop ons nou hier so raad. Dit klink Soweto. Hier is die treinstasie hier nou by die Stade France. Kijk hoe staan professor hierso. Tussen die wille blommetjies. Ek weet nie hoe wild is hulle nie. Sy sê is wille blomme, maar het lyk nie vir my wild nie. En dis hier by die treinstasie. Hier nou by die Stade France, maar ons gaan nie nou trein ry nie. Dis somer in Parys en ek eet 'n mango roomys. In Parys. Maandag die wedstryd teen Groot-Brittanje. Ons is nou op pad stadion toe. Parys is 'n malhuis. Dis een moerse party hierso. Dis musiek en straatkafeetjies. Vandag fok ons daai Engelse op. Hulle spel van Rensburg verkeerd hier. Bly die Franse.
gemis. Hulle het vir Elisabeth op die groot skerm gewys. Vandag fok ons hierdie Engelse op. Daar is ons eerste 3. Dis Libby. Today, barely 20 seconds. The error initially, and you can see it here. Where's Compton just looking up, and the Malinga putting the pressure on, has an embrace first, but picks herself back up and is the key player in this movement. She takes them on. Takes them on, Bell keeps that ball alive, Kilden makes a tackle but can't stop the offload. Her end coming in, but it's all too little, too late. Cracking start for South Africa. Van Rensburg. The conversion will be perfect from wide. What a kick that is. 7 points to 0. Such a difficult kick from out wide. Kick. South Africa! South Africa! Hindi niya ba yan? Hier gaan die kak nou spat. PSA teen Frankryk. Hierdie Franse skare is baie patrioties. Daar is sy, dis maandag aand. Libby speel nou 8 uur 'n uitspelwedstryd of vir 'n plasing teen Japan. Hulle speel 8 uur vanaand teen Japan vir ek dink 4de tot 9de plek of so iets. Maar Parys kook o, Parys kook. Kyk net hierso. As die uitspelwedstryd teen Japan, hier kom Japan op. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir s'il vous plaît leur adversaire du soir. Merci de faire du bruit pour l'Afrique du Sud.
Libya 3 gedruk. Essai marqué par le numéro 1, Libby Yense van Rensburg. Try South Africa, number 1, Libby Jans van Rensburg. Afrique du Sud, 5, Japon, 0. Nadine Roos nou met 3 gedruk. Number 9, Nadine Roos, try scorer for South Africa. Kare het lekker gees hier in die wedstryd. Die Meksikaanse golf. Sy het 'n vlag op haar arm geverf. En hierdie is nou Brazil teen Fiji. Voorslag van 'n vrou besig om vir my ontbyt te berei hier by die Hotel F1 terwyl ek al aan my koffie suig. Wys, ek het nog nie gewone cheddar of soetmelkkaas gekry hier in Frankryk nie. Al langs die stadions ook op broodjies en goed, selfs hier in die F1 wat nou 'n goedkoop hotel is hierdie Grand kaase. Vir die Franse lyk my vat hulle kaase ernstig op. Dan wag vir die Uber hierson. Ons is op ons eerste treinrit in Frankryk in Parys en hier kom ons eerste trein en hier is ons vriendelike waardinne wat ons gewys het wat om te doen. Hier gaan ons eerste treinrit in Parys op 'n trein vol Filistyne. By La Villette waar die fan village is. So ons gaan nou kyk of ons ander Suid-Afrikaners hier kry. Next match, playoff for 11th in the Sun. Number 3 is Aida Malinga. Number 6 is Marushnik Rain. Number 8 is Cesar Filas. Merci d'applaudir la première équipe arrivée sur la pelouse, les Fidji. Welcome to Stand and Finals, South Africa. Enjoy the game. Kom Bokke! Mooi Libby! Woo! Kom Bokke!
Mooi Nadine, moeilijk! Woe! Kom Bokke! Woe! Bokke, 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 Bokke! Yes! Bokke! Rustydtelling. Die bronsmedaillewedstryd, Australië teen VSA. VSA het op 'n dramatiese manier in die laaste sekond gewen. Australiërs is platgeslaan. Wag ons vir die goue wedstryd, Nieu-Seeland teen Kanada. Die eindstryd vir die goue medalje. Ladies and gentlemen, over 3 days, Voici la compétition du Canada. Avec la numéro 1, Caroline Crossley. Numéro 2 et capitaine Olivia Abt. Kanada se span. Nieu-Seeland se span. Vir die eindstryd speel hulle die volksliedere. Is die enigste keer. In die goue medaillewedstryd. Nieu-Seeland vat goud. Les Jeux Olympiques Paris 2024. Die medaljeseremonie het begin. Maar kry die VSA nou hulle bronsmedalje. Maar kry Kanada hulle silwermedaljes. Alicia Corrigan. Kry Nieu-Seeland hulle goue medaljes. Elke girl se naam word genoem wanneer sy haar medalje ontvang. Jasmine Felix Hotam. Maina Ho. Kry hulle ook sulke goed wat lyk soos sertifikate wat uitgedeel word. Al die medaillewenners het die sertifikate ook gekry. Ek wil nou nie hoespoep of nor nie, maar hier's fucking duisende polismanne by hierdie Olimpiese spele hoor. En een mooi sertifikaat se vrou. Ek glo nie, hier sit ons by 'n straatkafeetjie naby die Stade de France. Dis 9:30. Is nog nie donker nie. Ongelooflik, dit word nie donker hier in Frankryk nie. My volk hier in Parys speel hulle boeremusiek. Dis nou Parys hierdie hoor. Parys, Frankryk. Ons
Ons is in Parys, Frankryk. Ek beloof vir jou, ek fucking lieg nie vir jou nie. Ons is in Parys, Frankryk. Ek beloof vir jou, ek lieg nie vir jou nie. Ons is klaar by die F1 en by die Stade France. Ons wil nou by die Seine-rivier en by die Eiffeltoring uitkom. En die Arc de Triomphe. Hier is ons nou hier na by die Stade France by een of ander kanaal. Dis nog nie die Seine-rivier nie, ons is op pad rivier toe. Ons is op pad na die Eiffeltoring met 'n Uber. 'n suksesvolle En dis maar net gewone strate. Ons is nog steeds op reis na die Eiffeltoring. Nog steeds op reis na die Eiffeltoring. Seine-rivier, Parys, en daar sien ek 'n toringkie. Kyk waar is ons. Ons is hier by die Eiffeltoring staan hier teen die Seine-rivier. So hier is 'n klomp boot. Hier's restaurante, ons wil kyk of ons hier 'n boottrip kan vang. Hier is al die bote wat die atlete mee gery het in die openingsseremonie. Dit klomp swane op die Seine-rivier. Beskaafde Wes-Europa. Seine-rivier en bote hier by die Eiffeltoring. Ons en ons tasse by die Seine-rivier, by die Eiffeltoring. Hier by 'n verskriklike besige straatkafeetjie hier in Parys. Daar sit professor en eet. Ja, maar dit kriel van die mense soos mure in 'n muurnes. Dit lyk soos Hielbrau in die 1980s. En kort jag hier 'n ding met 'n alarm hier verby. Beskaafde Wes-Europa het sulke waterfonteine langs die paaie hier in Parys. En is fucking die plek is soos Durban, so warm en bedompig. Daar gaat ons alweer op die metro.
Hier is ons treinkaartjies na die Franse platteland toe. En ek wil vir julle wys hoe lyk die treinstasie hier in Parys. Het lyk soos Jan Smuts internasionale lughawe. Jy sal nooit by 'n treinstasie in Suid-Afrika so iets sien nie. Dit is georganiseerd en skoon en daar duisende mense en winkeltjies, baie netjiese winkeltjies. Is net jy kan nie so iets indink as jy uit Afrika uitkom nie. Besluit vir geskenke vir ons mense gaan ons chocolade koop. Franse chocolates, want dit is besonders lekkers. So hierdie plekkie is hier by die treinstasie. Ons gaan hier heerlikse chocolates uitsoek. Paar so beskaafd hulle tot verskillende asblikke vir die verskillende items. Hierdie is een of ander museum hier by die Parys treinstasie. Professor is op die trein na die Franse platteland. Perni of iewers is die plek waar ons nou gaan. Die binnekant van die trein na die Franse platteland lyk soos 'n Boeing 747 van die SAL. Professor is hier besig op haar rekenaar. Is nie? So lyk die Franse platteland uit die trein uit. Franse platteland laat my baie dink aan die Weskaap. Die Boeland. Hier het ons gearriveer by Apperny of so iets op die Franse platteland. Op die Franse platteland. Graanseiers. Ja. 'n meisie uit die vorige eeu wat met die trein iewers aankom. Daai mooi kerk of kathedraal of wat ook al. Die hele tyd vir my hier kom 'n ongeluk want ons ry heeltyd aan die verkeerde kant van die pad. Ons is nou in die Champagne hartland van Frankryk en jy kan sien hierso die wingerde. Champagne is mos 'n tipe wyn. Lyk net die Kaap. Franse plattelandse dorpies. Mooi boustyle en alles. Ry so dis nie wingerde deur. Ons het gearriveer by ons gastehuis hier in 'n dorpie naby Epernay in Frankryk se Champagne wêreld. En doodgewone plattelandse huis in die dorp en dit lyk Nessie Kaap. Dis ons slaapkamer, niks oordadigs nie, alles net normaal. Groot spieël. Die voorkant van die huis waar ons kom tuis gaan, doodgewone plattelands. So ek sê, laat my dink baie aan die Kaap, selfe klimaat, selfe topografie, selfe brei, die mense brei ook. 'n paar rose wat hier staan. Hier is ons in so 'n klein dorpie en die Champagne wêreld, hier is 'n paar restaurantjies. Ons is nou hier in hierdie plekkie. Lyk dit hier in die straat af hierso.
Institute debuut. En hier's 'n bar en goeders en 'n restaurant. En is 'n klein platlandse dorpie hierdie, hoor. Kyk hoe hang die blomme hierso. Nee, jy kan sien is beskaafde mense wat hier bly. En hierdie restaurantjie kook hier binne, hoor. Aha. Ah oui. What's your name? Johan. Johan, please pour for us. Fancy, fancy. Merci, Johan. Ons gaan ons drink. Regte. Saint Gali. Ja, oké. Wat is ons nagereg hierdie is crème brûlée. Ja. En wat is hierdie? Een van die strawberry. Strawberry sorbet effect. Wow. Hier waar ons stap van ons restaurant af terug na ons gastehuis toe, stap ons by hierdie ou meel verby. Interessant. Wow. Kyk hoe groei die onkruid hier in Frankryk, soms so in die straatpale. Kyk hoe staan die champagne wingerde, soms hier so in die dorp. Ek en professor het 'n eksotiese wandeling in Champagne Valley. René Routat. Kykie, groei die onkruid hier aan die ligpale. Franse onkruid. Ek hang die druiwe korreltjies hierso. Hey, hierdie gaan champagne bottel toe. Een van die dae is hy in 'n champagne bottel. Ons is hier in een of ander champagne dorpie. In die middel van die nag. Ons is ons in Valoises. Nee, Wirtus. Is ons in Wirtus. Funera. Waar sien jy Wirtus? Nee man, dit is dis gesegdes. Funera, Wirtus. Ja, Wirtus is die dorpie waar ons is. Dink jy so? Ja, liefste, maak uit jou oor. Ek is nie heeltemal seker van wat jy sê nie. Kyk ons heerlike ontbyt. Kyk al die Kaas en tuisgemaakte konfyte. Hierdie tannie lyk goed hierso. Ons kaas en ons kaasboks. En ons broodjies. Hierdie Franse kan uithang, hoor. Ek en professor is hier by 'n huis hier in Frankryk, hier in die Epernay omgewing, die Champagne omgewing, wat in die mark is. Ons gaan 'n bietjie kyk of ons 'n koper kry hierso. Professor daar, hier by Champagne, in Champagnestraat. Dankie professor. Hier staan professor vir ons tussen die champagne wingerde. Hier so 'n mooi wille blommetjie. En hierso is, ek weet nie, dis seker maar hoe hulle die lyne merk en so aan. En hier vat ek met my vingers aan druiwekorrels wat volgende jaar in champagne bottels gaan wees. Dis pragtig hier so, hoor. Dit lyk nes die Kaap. Lyk nes die Kaap. En dis is our Uber driver. Okay. Hele mooi in die helder sonlig wys die onkruid op die lamppale. Ja, nee, dit is as blompotte daar. Hulle plant seker maar die sade daar, ek weet nie. Maar dit lyk regtig baie goed, hoor. Jy kan sien jy bly in 'n beskaafde land. Ek en professor het besluit ons wil Moet en Chardonnay se fabriek kom koop. Why not? Hey, ons is op die trein
terug van Epernay af op pad Parys Oos toe. En van Parys Oos af klim ons, gaan ons die trein vang Utrecht toe. So, hier gaat ons. So, wie het nou maar 'n gesiggie? Dis by Gare Nord treinstasie. Daar staan professor die pad en uitvind. Hierdie plek, Parys se treinstasies lyk soos Oliver Tambo. Dis smaak hy. So ons is nou by Gare Nord treinstasie. En ons is op pad Nederland toe. En die kaartjie Nederland toe het R6.600 gekos. Kan jy dit glo? Oor die €400. Wat ons geruk. Ons gaan nou deur Brussels. Maar ons klim nie van die trein af nie. Ry net deur. Schiphol Internationale Luchthaven bij bestemming Amsterdam Centraal. Ons Eurostar Café is voor u. Ons is nou op die trein van Rotterdam na Utrecht. En is nou sterk skemer buite, is nou omtrent 10 uur die aand al. Ok, so nou is ons op Utrecht se treinstasie. En weer eens, het lyk soos Jan Smuts lughawe. Tot Victoria's Secret winkels hierso. Hier in Utrecht, en ek en professor het besluit ons wil gaan suip. Ons is daar pad na die hotel toe, Park Plaza Hotel. Hier is ons hotelkamer hier in Utrecht. En waar daar 'n bietjie meer ruimte is wat ons daar in Parys gehad het. Meer normaal. Maar dierder ook, moet ek sê. Hoe weet jy is nie in Suid-Afrika nie? Want die treinspore is nog nie gesteel nie en die treine ry nog. Kyk daar. Ons is nou in Utrecht, Nederland. Utrecht, Nederland. Ons is hier in Utrecht en ons drink koffie. En ek het gewonder hoe proe koffie verkeerd. Mama hier het toe vir ons verduidelik koffie verkeerd is café au lait. Dit is meer melk as koffie. Maar ek gaan 'n cappuccino drink. Nou professor. Hoe is ons hier in Utrecht in die Nederland? Albei met kamoufleerdragbroeke. Professor se tone is nog steeds groen en goud van die Olimpiese spele af. Alles is hulle sal kan sien aan haar tone ons is Suid-Afrikaners. En kyk hoe pragtig is sy met haar donker bril. Hier in Utrecht in die Nederlande. Die Nederlanders is nie onnosel nie hoor. Hulle het geleer Afrikaans praat. Toe nou, hier in Utrecht groei die onkruid ook teen die lampale. Dis nou wat ek noem 'n kakhuisvol fietser hier in Utrecht. Lyk my jy kan kom fiets hier of weet nie of jy net ry of betaal jy of wat nie. Maar elke tweede jaar rap is sy maat ry met 'n fiets hier rond. Een van die fietsse is vasgesluit, maar nie almal nie. Hierdie fiets byvoorbeeld, ek sien geen ketting of iets aan hom nie. Ja, maar die fietsse hoor. En hulle ry fiets hierso. Daar duisende fietsse op die straat. Kyk net daar. Spesiale fietspaadjies hierso. En kyk, dan staan hulle so mooi en wag tot die lig groen slaan voor hulle ry. Staan hulle by hulle fietspaadjie en wag vir die lig om groen te slaan. Want jy moet versigtig wees. Hier is busse en tremme en goeters wat hier rondry, daar duisende. Daar slaan hy groen vir die voetgangers, maar die fietsse staan nog. Daar slaan hy nou groen vir die fietsse, daar gaat hulle.
dikspan van hulle oor die pad. Kyk net die baie fietsse op die fietspaadjie. Nou is ons weer op pad Schiphol toe weer van Utrecht Sentraal Stasie af. Ons is op die trein van Utrecht na Schiphol via Amsterdam en professor is besig om ons akkommodasie daai kant te bevestig. Ry so al langs 'n rivier af. Hier ry skepe op die rivier rond, lyk soos vragbote. Ja. Vragskepies. Ons nou 'n bietjie weg van die rivier af op die Nederlandse platteland. So af en toe ry jy verby so 'n troppie melkkoetjies. 'n Nederlandse plaashuis. Daar is 'n windmeel daar agter die melkkoetjies. Kyk daar is 'n windmeel en 'n klomp melkkoetjies. Hier is ons nou op Schiphol se treinstasie. Nou moet ons net ons hotel gaan soek. Professor pik nog so 'n bietjie verward rond. Vir my boerenbrood bestel met gegrilde kiep. Vir middagete. Professor is besig met inkopies op Schiphol se treinstasie. Professor het iets gekoop hier by Victoria's Secret en wat dit presies is 'n geheim. Schiphol treinstasie af is dit nou met 'n bus na die Ibis Hotel toe. Die Ibis Hotel bied aan verskillende besienswaardighede wat 'n mens kan gaan besoek. Maar die een wat ek wil gaan besoek is hier reg in die middel. Hierdie goed het ek hier in die hotel se winkeltjie gekoop. Self scan en betaal. Daar is nie 'n winkelassistent daar nie. Ons is hier by die Ibis Hotel. Naby Schiphol of by Schiphol, Amsterdam. So ons gaan nou 2 aande hier oornag en dan vlieg ons terug van Schiphol af. Ons voer die karpe hierso. Mooi goue, daar is 'n goue. Ja, hulle bekke oop. Voer my. Ons is op pad na PC Hoofstraat. Eksklusiewe inkopies. En so ry ons met die Uber deur die strate van Amsterdam se middestad. Op pad na Hoofstraat. Hier is ons nou in Hoofstraat in Nederland. En al jou Dolce & Gabbana, al jou Grand name is hier so in die mode. Maar dis al 8 uur aan, die plek is toe. So. Okay. So Ons in 'n akkerwoud in die middel van Amsterdam middestad. Daar by Hoofstraat gaan niks aan, die winkels is toe. Nou soek ons maar 'n kuierplek hier iewerster. Hierdie Hollandse duif. Dis nie 'n homer nie. So wit kraag. Dink dis 'n wille tipe duif hierdie. Ons by een of ander kanaal hier in die Kaasland. En dis bote. Duisende bote wat hier op en af ry. En nou kyk waar presies is ons. Kyk hoe woke is die Hollanders.
Hier stap ons nou verby de Smoeshaan. Dis die plek se naam, 'n restaurantjie. En hier is ons nog steeds hier by die water. En die mense wat met die bote hier rondry. Ja, in hierdie ou wêreldse, ou stedelike argitektuur lyk soos Johannesburg in die 1970s. Amsterdam middestad, 8:50 in die aand. Wie is die oom? So I work when I send messages. Jy staan lekker in die fiets is 'n pad, hulle gaan vir jou omry. Wat gaan ons gaan Hard Rock Cafe toe? Hier waar ek en professor sit en eet op hierdie straat. En die fietsse is in hulle duisende. Kyk net hoe kom hulle hier verby. Professor het toe nou tot die skokkende besef gekom. Ons het hier in 'n gay gemeenskap ingestrompel sonder dat ons het geweet het. Meeste mans wat ons hier sien is gay. Hier is so hier en daar 'n weirdo wat met 'n girlfriend stap. Hier kom 'n weirdo met 'n girlfriend. Maar die meeste mans wat ons hier sien is gay. Praat van die duiwel, dan trap jy op sy stert. Professor het besluit ons wil 'n roomysie eet. En ek is half lus vir 'n bloeds in aasappel. Ek gaan 'n bloeds in aasappel roomys eet. En ek en professor het ons roomys gekry. Ek het sielemoen en bloeds in aasappel. Professor wil nou 'n Hollander word. Ons is hier op Schiphol saam met Mike, Nina, Christian en Elisabeth en Ida. Het hy jou gekry? Ons is op die trein van Schiphol na Den Haag. Op reis in die Nederlandse platteland tussen Amsterdam en Den Haag. Ek sien hier's 'n watervoer hier by ons langs die trein. En dan sit sulke weilande, elkeen met so watervoertjie. Baie water hierso. En dit lyk baie soos die Vrystaat hoor, is plat. Op die tram vanaf Den Haag sentraalstasie na Hofzaglaan. So so op pad na Mike toe. Daar is Christian. Ons het die vorige trein gemis. Ons is nou hier in echt Kaasland. Ons stap nou met hierdie paadjie af na Mike se huis toe. En hier is sulke waterkanale hierso. En daar duisende voëls, seemeeuwe en goeters en eentjies. Hoe lewe mense met so baie water? Wat 'n seemeeu sommer hier by ons. Jy kan jou tasse los, iemand gaan hom vat, maar hulle sal hom dalk ingee. Byvoorbeeld nou ook gevleugelde wild hier op die water. Hierdie is eentjies. Daar is 'n bleeshoender gedoen. Daai. Is 'n bleeshoender gedoen. Hier is sommer willemieentjies. Ja, kyk. En dan vlieg die seemeeuwe ook hier rond. Genade ons. Kijk, hier draai je seemeeuw ook rond.
Daar gaan professor agter Mike aan. Verboden te voetballen. Okay. Okay. Dat is je hand weg. Je moet hem aanhou drink. Hoe proe dit? Soos Borgatwater. Hierdie. Dit is een uitvinding van Afrikaans sprekende mense, want Engelse sprekende in elk geval doen dit nie, maar dit is een vuilnisbakkie. Jy stort jy open Vullisbak. ja, dan stort jy doe jy vuilnisbak hierin. As jy hom toemaak, dan val dit daarin. Val dit in 'n gat en 2 keer per week, nee 3 keer per week kom die vuilniswagen langs. Kom maar. Dan haal hy dit hele ding Okay. so 'n battery haal hy uit, sit in die vlagwagen en hy installeer gewoon 'n nuwe. Briljant. Briljant. Bære die woonstelbewoners hulle fietsse. Word hierdie fietsse toegesluit, Mike? Nee. Jy kan nie bijna met die fiets opstaan van mij. Ek is by woonstel nommer 1664 op die 7de vloer. Hierdie is Mike se woonstel op die 7de vloer. Ek gaan nou vir julle wys hoe lyk dit daar binne. So. Sien ek lande en dinge. Mike is 1664, want hy hier so 'n portaaltjie. En hier so het hy 'n kombuisie. En hy het ook wyn. En die afwerking op die vloere. Dit is soos wanneer ek 'n plaas verkoop. Hy het ook wyn. Hy het wyn daarso. Hier regs in is 'n slaapkamer. Ek dog die plek is so klein, jy kan nie op gat draai nie. Nee, wat? Hier is baie plek hierso. Hierso is die badkamer, is maar net 'n baie klein toilet. En hier's 'n stort en wasmasjiene en dinge. En dan hierdie groot vertrekke kan jy aanwend soos jy wil. Mike kies om dit van 'n ruimteskipstasie te maak. Hierso en hierso ruimteskipstasies. Die afwerking op die vloere en so aan hierdie kant is 'n baie klein balkonnetjie, maar 2 mense kan hier vleisie braai. En dan kyk hy hierso so uit. Ja. Houtvloere. Is nog 'n Suid-Afrikaanse vlag hierso. Ou Suid-Afrikaanse vlag. Ek en Elisabeth alleen uit switch uit te gaan. Ja, maar nou nie, julle kyk, dis ver van die huis af en elk. Mike is ook 'n musikant. Ek het al graag wat level 2 gitaar gespeel. Jy het baie gespeel? Baie. Was dit net 2 jaar terug? Ek gebruik meneer daar. Volgens Mike is hierdie nou die toeriste hartland van Den Haag. So, ek sien baie mense hier rond beweeg en wat straatkafeetjies en so aan. Nou, volgens Mike die toeriste Mekka van Den Haag. Was nie na 'n klomp boontjie. 'n klomp bootjie.
Maurits huis. Klink my is 'n museum of 'n ding. Kameravrou hierso. Kyk die kameravrou. Maar ek reken die president of iets van Nederland se kantoor is daar, maar ek trek dit in twyfel. Ek en hierdie is een onder Staten-Generaal of 'n ding. Ons is hier in Den Haag. En daar is Nina. En hier is professor. Ek reken hierdie gebou staan hier van die 1300s af. Een of ander kerk of 'n ding. Den Haag. Hierdie is ou gebou uit in Den Haag. Dink is 'n museum of 'n ding. Maar ek sê hierdie is die 12 vlae van die 12 provinsies van Nederland. Kyk hierdie gebouetjie hier in die toerisme distrik van Nederland, net hierdie gebouetjie is in die mark. Hierso is dit is die toerisme Mekka hier in Den Haag in Nederland. En sy prys word vasgestel in euro natuurlik. Erasmus in Den Haag. En die IWA. Sy het 'n vingerete bestel, want die restaurant is eintlik al toe. Landse meid met die fiets vir ons kom kuier. Goeiemiddag dames en here. Hierdie is die internasionale geregshof, ICJ, International Court of Justice. En ja, dit is my 'n groot eer om hier te wees en ek wil vir hulle argumenteer dat Suid-Afrika verkeerd is in hulle argumente teen Israel. Hier is ons groepie by die internasionale geregshof, die ICJ, International Court of Justice. Ons klomp Hollanders en ja, dit lyk goed hierso en dit voel goed om hier te wees. Jo. Die hoofhek by die internasionale geregshof, die ICJ, International Court of Justice. En die kunswerke wat hier te vind is. Nog 'n beeld van die ICJ, die International Court of Justice. En die loopkol gaan ze hier rond. Ja, ek sal jy gaan nou een vat. Hierdie is Koornhuis. Dis nou teen die see hier by Den Haag. As die see en restaurant ons gaan probeer om daar uit te kom. Lyk my daar is 'n brug waar ons kan oorstap. So dis die Hollander se idee van die see hierdie. Hoe maak hulle dit warm hier so? Elke tafel het so verwarmertjie. En is hier teen die see hier by Koornhuis in Nederland. Dit is Koornhuis in Nederland. So baie lekker dag vandag, bietjie winderig. Wie sit daarso? Bietjie winderig, maar
Lekker dag. Nee, die see hierso is maar net by JB, joh. Die wind waai op jou voet af en is koud. Dit is nie moeise groot golwe nie. Is nou hier by Skevening. Wat Skevening? Den Haag. Nederland. Behalwe hier sak die son. Hierso kyk jy wes. En JB kyk jy oos. As die son sak. Daar is hy. Het is 20:06 die oggend en ons terugtog na die Republiek van Suid-Afrika begin nou. Wat 'n amazing holiday. Wat 'n lekker vakansie. Ek en professor sit in 'n teekoppie by Schiphol. Tot ziens Amsterdam. Mens baie water in hierdie Nederlande. Oral is damme en water, kanale, riviere. Hier is nou 'n moeë klomp voorstelle en geboue. Soos ek die kaart kyk, vlieg ons nou oor Switserland. Hier tussen Geneva en Bern. Moerse berge hieronder, lyk moerse beskaafd. En dan sien ek moerse berge, daar hier waar die wolkies is. Onder die wolkies is daar beskawing. Hier is moerse berge, so dis lyk my Switserlandse berge, wow. Kyk hoe loop die beskawing so tussen die berge in. Kyk hoe lê Switserlandse berge hierso. Ons vlieg nou hierso so min of meer oor Geneva. Dis hier deur hierdie berge wat Hannibal met olifante gegaan het om Rome binne te val. Indrukwekkend. Kyk hier kan jy duidelik 'n pad sien. So tussen die berge, maar dit is verskriklik onherbergsaam. Dit is net berge. Hier slaan ons nou die Middellandse See bokant Toulon, Frankryk. Hier is ons nou bokant die Middellandse See, net blou waters. Right, hier slaan ons Afrika, Noord-Afrika. En volgens die kaart hier voor my, op die is ons nou bokant hierdie dorpie is Skikda. Ek is nou nie seker wat 'n land is dit nie, hulle sê nie wat 'n land is dit nie. Hier slaat ons nou die Sahara woestyn. So 'n klein stukkie vrugbare grond teen die Middellandse See in Noord-Afrika. En dan raak hy al hoe meer woestynagtig. Is nog 'n dorpie hierso, maar jy kan sien dis woestyn hierso. Kan jy sien, maak hy so 'n lyn. Links is bergagtig. Hier regs in raak hy vir my al hoe meer sanderig. Nee, hier gaan jy kak om in die lewe te bly hoor. Loop pragtig 'n paar riviere hier uit die woestyn uit. Ek weet nie waar kom die water vandaan nie. Daar is 'n paar spoelpunte. Party van hulle lyk of hulle onder die sand toegebaai is. Nee, Here, hier gaan jy sukkel om te lewe. Vergaap my. Hulle het sulke lappies lyntjies so in die sandwoestyn. Kyk nou ja. Net sand, maar hier is 'n paar lyntjies. Ek weet nie hoe oorleef hulle dit nie. Fokke lang paaie hier in die sand en kyk nou van hierdie dorpie af. Kyk jy nou so. Daar verby die engine van die vliegtuig. Nou moer so lang stuk pad. Net so in die sand. Nee, o fok. Dit is net woestyn hierso. Hierdie stippeltjies hierso weerskant van die pad, vermoed ek is huisies. Hierdie pad loop al honderde kilometers hier al onder die vliegtuig. Net ander kan die engine van die vliegtuig. Dis nou die laaste dorp wat ek sien, want die kaart wys ons vlieg nou
in die diep Sahara in. Hier is regtig, hier's niks. Hier is 'n pad nie. Hier's heeltemal niks. Daar oor die Mediterrane See gevlieg het, was dit net blou water, jy het niks anders gesien nie. Nou is ons in die middel van die Sahara, dis net sand, hier's niks anders nie. Kyk daar. Ek weet nie of mense dit kan sien op die video nie, maar lyk so kolletjie, dit kan 'n oase wees, maar ek sien nie as 'n vierkantige ding soos 'n lyntjie of 'n huisie nie. Genade ons. Hier kan ek 'n pad sien, hoor. Ja, ek sien 'n pad na hom toe. Ek weet nie of jy die op die video kan sien nie, maar jyr, dis ver. Volgens die kaart hier in die vliegtuig is ons nou min of meer bokant Marrakesh. En Marrakesh is soos 'n dead center in die middel van die Kalahari, van die Sahara woestyn. Hier is niks, geen lewe nie. Ek en professor het nou ons gatte gelê en afslaap. Ek dog ons was in die middel van die Sahara, nou sien ek nou soos eers in die middel van die Sahara. Die plek is verskriklik groot. Ok, ek sien op die kaart die Sahara woestyn hier onder ons nou is Niger. Hier is geen lewe nie, niks. En nou gaan ons 'n bietjie champagne drink, hier bokant Tjaad. Ok, nou volgens die kaart hierso gaan ons nou uit die Sahara uit in Sentraal-Afrika in, maar nou kan 'n mens nie sien wat die aangaan nie, want dit is bewolk. Daar is Johannesburg se liggies. Johannesburg. Aha, ons hou 'n Olimpiese spele afterparty. En dis heerlik. Baie lekker. En professor is 'n ster met die tafelkroon van die lekkernye. Ons eet Hollandse kaas wat ons uit Nederland uit saamgebring het. Ja, dit is baie lekker. En daar is 'n bottel Franse champagne op die ys. Ek het gegaan al kos om van die champagne oopmaak. Okay. Wat dink julle? Hier is die Olympian. En nee man, professor. Wag nou. Dankie. Okay, dis tyd om die bottel landgoed champagne uit Werters in Frankryk. Wat vir 'n naam? Dis Bourgogne. Champagne. Ek pop hom nou net. Kom ons pop hom. Don't. Erg. Lekker popyne. Net so 'n bietjie. Neem jy weer. Gooi. Gooi net die fucking champagne. Ja, ek kan sien dit lyk lekker. Dit lyk baie lekker op 45 grade. Olympian. Wow. Cheers. Cheers. Dan sê dankie sis, dankie Henning, Sion, Lips, baby. Woo, op Lips, op ons Olympian. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.